hierdie jongste seun het toe hy teruggegaan het om vir sy pa te vra om vir hom te werk as 'n dagloner, gehoop dat hy 'n paar goeie etes ten minste 'n jaar agter die blad kan sit. Maar skielik nou is alles anders in hierdie nuut ontdekte identiteit. Hy was nou ingebed in iets veels groter as wat hy ooit kon dink. Hy is nie nou net 'n huurling, 'n dagloner nie, wat so paar keer in 'n jaar 'n loon kan kry en iets om te eet nie. Nee, hy is aangekondig as 'n seun in die Vader se huis en hy is 'n deelgenoot in die eienaarskap van alles in hierdie huis. En om weer by sy Vader aan te sluit in hierdie realiteit was net ver bo sy verwagting. Hy het meer as genoeg. Hy het nou oor om selfs weer te gee aan ander. So hierdie is nie maar net 'n storie van die jong seun wat vergifnis ontvang het nie, maar dit gaan oor iemand se oë wat oopgegaan het om sy ware identiteit te ontdek as Vader se seun. Onthou die diensknegte, die kleed, die skoene, die ring, is alles simbole van sy nuwe identiteit. Hierdie items praat maar net van wie hy werklik is. En dit is 'n aankondiging vir die dorpenaars, dat van hierdie oomblik af moet hy ontvang word as die seun van die Vader. Die verland identiteit wat hy op 'n stadium vir homself gegee het, toe hy neergedaal het in die donkerste donker en gebreek was, het nou net uitmekaar uitgeval. Selfs die dorpenaars se oordeel oor hom word nou gestop en aangespreek. Nie die Vader en nie die Vader alleen definieer wie sy seun werklik is. Daar is soveel mense en gelowiges wat na hulle verlede kyk en hulle lewe en hulle dade en neerslagtig glo daar is geen salf te smeer ooit nie. Ek het te ver gegaan. Hulle hoop nog baie keer, maar sal nooit seker wees van vergifnis en aanvaarding nie, want hulle verdien dit nie. Hul siening oor hulself is diep gewortel in hulle verlede en alles wat verkeerd is met hulle. Maar die Pa wat hier geopenbaar word deur Jesus, praat nie oor die verlede nie. Die Vader van Jesus, wat Jesus in hierdie storie openbaar, praat nie oor ons verlede nie, want dit is gekruisig, dit is dood en dit is begrawe met Christus. Ons Vader het nie 'n obsessie oor ons sonde nie. Hy is eerder oorweldig met sy passie en sy liefde vir ons en om ons te plaas 'n nuwe lewe as sy opgestane en herstelde seuns en dogters. Ons ware identiteit word nie gevind in 'n stoei met sonde nie. Ons ware identiteit word gevind in die ontdekking en ontwikkeling van ons nuwe lewe in Christus. En daarom kom die Heilige Gees en oortuig ons dat ons nie voor God hoef te kruip en te vrees om hom te nader nie. Maar die Heilige Gees oortuig ons eerder dat ons ver onder ons voorreg leef, dat die liefde van God vir ons voorberei het. En dit is ver aan die kant ons wildste drome, ons kan dit nie eens bedink nie. Die Heilige Gees lei ons oortuigend om te ontdek, om te besef, dat die lewenswyse van die ver land nie die ware jy weerspieël nie. En dat ons ver land begeertes as dood moet ag, as begrawe met Christus. En dat ons lewenskeuses kan belyn met wie ons eintlik is. Gemaak is deur Christus, lewendig, 'n nuwe lewe in die opgestane, opgevaarde Jesus Christus. En daarom kom verlig hy ons en maak hy ons gedagtes oop vir die nuwe en ware
moontlikhede van oorvloed waaraan ons deel het in die Vaderhuis. Hy beklemtoon nie wat jy is nie, maar wie jy is en wie jy aanhou ontdek jy is in die omhelsing van die Vader. Die Seun het teruggekom en gedink en beplan om 'n vergadering te hou met sy pa, wat sou fokus op sonde, mislukking en alles wat hy nooit was nie. Maar sy Vader se liefde het net oorgeneem en aangekondig wat sy ware identiteit is, wie hy werklik was. God fokus nie op wat verkeerd met ons is nie, maar hy fokus op wie hy ons gemaak het en waarheen hy met ons op pad is. Hierdie geliefde kinders van die lewende God wie ons is. Die nuwe verbond wat Jesus bevestig het deur sy kruisdood en opstanding, roep ons nie om dagloners te wees, huurlinge te wees en met daardie mentaliteit te leef nie, om hier en daar by geleentheid 'n seën te verdien nie, deur al die dinge wat ons doen en al ons godsdienstige verpligtinge nie. In die Ou Testament het die teenwoordigheid van die Gees, die uitdeler van genade en seën, gekom op sekere persone in spesifieke tye vir spesifieke take. Die Gees was met hierdie gelowiges. Maar Jesus het 'n nuwe verbond begin, ingelei, gevestig, as ver meer in grootte, toe hy gesê het dat die Gees wat met die Ou Testamentiese mense was, in 'n spesifieke tyd vir 'n spesifieke taak, gaan aanhou om met ons te wees, maar gaan met ons almal wees, in ons almal wees, en gaan permanent woning maak en in ons lewens deel. Ons gaan nie by geleentheid deel hê aan 'n fees nie. Ons gaan lewe in die middel van die oorvloed van Vader God se huis, met genoeg oor, ook vir ander. Die jong man was oorweldig deur die intensiteit van sy pa se liefde, en ja, die onvoorwaardelike God liefde is vreesaanjaend as ons vir die eerste keer daarmee te doen kry. Want God se liefde kan nie beheer word nie. Daar's niks wat ons kan doen om te verseker dat hy ons sal lief hê nie. Ons kan hom nie ons maak lief hê nie. En hy was alreeds met passie soekend na ons, toe ons bewus geraak het van hom. Ons kan ook nie 'n appel maak op sy sagte hart om vir ons jammer te voel nie, want God se hart was alreeds barmhartig en genadig, vol medelee vir ons, voordat ons hom ooit geken het. So God, ons Vader en sy liefde, gooi altyd die appelkar van godsdienstige beheer om en ignoreer blaatant enige poging daartoe. Die Heilige Gees is God wat na ons toe hardloop, met skaamtelose vreugde en opgewondenheid, wat uitroep, ek wil jou hê. Hy is die goddelike inval in ons lewens, wat al ons godsdienstige planne deurmekaar krap, en wat ons omhelsend lei in ware liefde se doen met ons. Ons Vader dwing ons nooit, beheer ons nooit, manipuleer ons nooit om hom lief te hê nie. Hy maak ons gewillig om hom terug lief te hê, omdat hy ons eerste en perfek lief het. So, jy is ook nou op 'n reis, soos jy na my luister. Ontdek nog al die pad, die wonder en die perfek en die mooi. En jy ontdek deurentyd nog hoe besonders en mooi jy is in die oë van ons Vader. En jy is nou ontvanklik, kwesbaar vir die liefde van God. Gee jouself daarvoor en leer om daardie liefde te voel, te beleef
In hierdie oomblik was die seun sprakeloos en hy kon niks sê nie, behalwe net aanvaar dat hy onvoorwaardelik oorweldigend liefgehê word. Hy ontvang toe die mantel, die ring en die skoene, sonder dat hy keer, sonder 'n terugbaklei van, ek is dit nie werd nie. Hy het net ontvang in stilte, en dit was 'n teken van oorgee, om jou te onderwerp aan die liefde wat alle verstand te bowe gaan. En nou is hy op pad na 'n partytjie as die Vader se seun. In vers 22 van Lukas 15 lees ons, maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Nou, 'n stola was 'n lang gewaad, wat byvoorbeeld deur skrifkenners, priesters en geleerdes gedra is, tydens besondere geleenthede. Dit het gestrek tot op die voete, en dit was 'n simbool van hoë status en waardigheid. Die vader en die seun het nie onmiddellik na die omhelsing na die plaas gegaan om almal op die plaas te groet of om hom weer voor te stel as sy seun aan die dorpenaars nie, want hy was nog in die verslete klere van die ver land gewees. Die vader het 'n opdrag gehad vir die slawe om 'n stola, 'n lang gewaad, 'n baie goeie een, te bring, na daar waar hulle is. En hy is gehelp om dit aan te trek, daar op die pad, waar sy vader hom ontmoet het. Die pa het net by homself gedink, maar my huishouding en die dorpenaars gaan nie hierdie seun so sien nie, soos wat ek hom hier gekry het nie. En dit is wat liefde doen. Dit is die geheim van liefde, om dit te begrawe wat nie nodig is om deur ander gesien te word nie. Want liefde bedek mos 'n menigte van sonde. Jy sien, God is nie in die besigheid om ons vuil wasgoed daar buite op te hang vir almal om te sien nie, of vir ons nou op so 'n manier terug te kry of te laat betaal vir ons sondes, deur ons te verneder nie. Ons Here se liefde is goedheid, guns, sagmoedigheid, en hy sal selfs ons sondes weghou van die wat dit so sal geniet om te sien hoe ons faal en fouteer. Die Vader het die skuld en die skande van die seun gevat en toegedraai in 'n gewaad van aanvaarding en eerbetoning. Die Bybel sê die bloed van Jesus Christus, die Seun van God, reinig ons van alle sonde, soos wat wasgoedseep deur elke kleinste deeltjie beweeg van 'n kledingstuk, die vuil daar gaan haal en wegvat. So is ons gereinig. En alles wat gebeur het in die verland, hoor daar en is eens en vir altyd verby. Wat God gereinig het, mag niemand minag nie. En daarom sê die Vader, bring die beste gewaad. Hy het ongetwyfeld vir sy slawe gesê, gaan haal een van my lang gewade, wat daar in my kas hang in die kamer, daai een wat ek gebruik op baie groot en belangrike en heilige dae, vir feeste en amptelike byeenkomste, want daardie gewaad, daardie stola, weerspieël die Vader se mees vreugdevolle en geëerde oomblikke in sy lewe.